Hallo, goeiemôre, good morning. Baie dankie Pieter. Ons het jou al van vroeg vanoggend af gehoor. Ja. Lekker, daar Stem is opgewarm, het jy gehoor? Stem is reg om te gaan. Ja. Baie welkom by die tweede laaste program vir die jaar. Ja, nou voor ons wegspring daarmee, wil ek eers hoor oor watter hoogtepunte vir julle uitgestaan het vanjaar. Ek dink daar's baie gewees, daar's 'n paar. dink die feit dat ons hierdie jaar oorleef het, dit was besig. Dit was besig hier op stal, lekker en besig. Nee, dames, ek het 'n paar hoogtepunte, maar een was Ja. definitief die gitaarkerels wat hier kom kuier. Ja, Ons het Oh, ons dit was onthou, lekker. jy het lekker gedans hierso. Sê die wasmasjien. Ja. ja. Ek sal sê vir my was Karlien van Jaarsveld se onderhoud oor haar boek was pragtig. vir my regtig uitgestaan. Ja, jy En het dan- my baie laat huil daar in die hoek. Dit was Ja. ongelooflik. En dan ook my onderhoud met Jamie Fine was ook vir my baie lekker. As ek iets moet uitsonder, sou ek sê my onderhoud met Sandy Schultz. Yes. Dit was vir my baie goeie een gewees. En ag, ek dink my onderhoud met Nadine, nadat ek so Watter lank moes een? wag. Nee, onthou ek het net een keer met haar gesels. O, okay. Nadat ek so lank moes wag en my onderhoud met Amor Vitoni. Ag, daar's 'n hele. Kan ek nog baie. eentjie uitlig? Daai onderhoud wat jy gehad het met die dametjie oor see toe die bomme val en die dinge gebeur. Dit ook. Dit was ook nou Dit nogal. ook, maar sien nie tergend. En dan insetsels, onthou ek was ook in die veld. Jy was Die Pretoria se Kunsmuseum. Pragtig. fantasties. Wie weet, dalk is daar nog 'n paar hoogtepunte wat vandag nog op pad is. Pieter, waarna kan ons uitsien? Man, Sal ons jy het heel vir ons party vertel? dingetjies waarna ons kan uitsien vandag. Ons het 'n baie lekker program. Ons gesels met die stigter van die Callas Foundation, Ilusay Kutse van Everest Advisory. Hy kom bespreek die finansiële dingetjies. Arnold loer in by die Live Golf geleentheid en dan kuier en braai ons lekker saam met Mr. Braai. Ja. Ek het nogal gedink ek kan Mr. Braai wees, maar Okay, wel ons sal moet iemand kyk het wat net sê klaar hy. die naam gevat, maar ek hou ook van 'n lekker braai. En dan is van Koet en Vrede hier om te sorg vir lekker musiek. Lekker propvol program, né? Ja, en ons sien uit na dit wat jy môre vir ons gaan braai, Pieter. Ja, ek gaan laat waai. Ek gaan laat waai. Wel, ek wil nou eers uitkom by die volgende storie. Julle sal onthou dat die aktrise Anal Alexander en plaasjapie se Billy Cowley hierdie afgelope naweek saam met Ribbons of Hope 'n poging sou aanwend om 'n Guinness wêreldrekord te verbeter deur 'n Renault Duster met 6000 lintjies te bedek om bewusmaking vir kanker te skep. Dink julle hulle het geslaag? Glo so. Ek weet hulle het geslaag. Hulle het nie net daarin geslaag om 6000 lintjies op die kar te plak nie. Nee, hulle het 'n nuwe wêreldrekord gestel met 'n allemintige 7252 kankerlintjies. Dis beautiful. Nou duisende mense het die afgelope Saterdag by Reynolds Silver Lakes bymekaar gekom om geliefdes wat deur kanker geraak is te vereer deur hulle naam op die lintjie te skryf. Fondse wat ingesamel is, word aan Pink Drive en Sun Gardens Hospice bewillig. Die lintjie sal nou by Guinness World Records vir amptelike verifikasie ingedien word en ek dink dit is vir so 'n goeie saak. So ek is baie bly dat dit die uiteinde is daarvan. Baie. Ja, ek het onlangs 'n opvolgonderhoud met Billy gehoor. Dit was eintlik op Jacaranda gewees en hy het gesê hulle was so moeg net van die fisiese werk met hulle hande om die lintjies nou op die kar te sit en al daai tipe goed, maar hulle het deurgedruk as gevolg van die gedagte wat hulle in hulle koppe gehad het oor wat die doel is waarvoor hulle dit doen en ook die mense wat deur hierdie ongelooflike erge siekte kanker geraak is. So Billy, Anel en span van die Goeiemôre Good Morning span sê ons vir julle baie geluk en ons hou vir julle duim vas dat julle rekord deur Guinness Book of World Records geverifieer gaan word. So you guys remember, not so long ago, we had robots on set. Impressive as they were, I would like to show you some robots that were recently launched. Iran's robotics industry has become the butt of online jokes after two so-called advanced humanoid robots showcased at the Kish Inox Tech Expo were revealed to be people in costume. Videos from the event show the pair of robots dressed in outfits covered in binary code, blinking, breathing, and moving in ways that made it clear that they were human. One of them called herself Miss Data and even claimed that she lived in blockchain space. Iranian tech official Hussein Afshin told local media the stunt was cooked up by a private company for advertising and had nothing to do with the expos
organizers, or the government. Fake robots at expos aren't anything new, but these were so unconvincing that social media users quickly turned them into a meme, especially when compared to far more realistic robot displays that we've seen in China and elsewhere in the world, like on Goeiemorgen, Good Morning. Right. Wie is nou hierdie twee robotte wat saam met my in die atelier is? Our two humanoid robots, Miss Data and Mr. Data, seem to be malfunctioning this morning on Goeiemorgen, Good Morning. Kan julle praat? Ring, ching, ching. Daar's Pieter se factory reset as 'n robot. Ek dink as dit wel nou 'n bemarkingsfoefie was, it's worked because look at us, here we are. That happened in Iran, like a couple of days later we are here in South Africa talking about it. And I think there are so many expos now with AI and robots and all of that kind of thing. You've got to do something to make your expo stand out. Ek moet sê, ek dink dit was baie skerp, Rosie. En jy so ek mense gegaan het om te sê, luister, kom ons doen hier, jy moet perfek wees en 'n mens moet regtig wonder of gee hom 'n bietjie daai slapstick comedy vibe. Presies wat hulle gedoen het. Ja, ek dink is baie oulik. Elsa? Ek dink ook so. Ek dink dit is vir my nie net skerp nie, maar dit is kreatief, jy weet. En ek dink dit is presies wat 'n mens wil hê met enige soort inisiatief of veldtog, is dat dit dan viral gaan op social media ook en dat almal daaroor begin praat. En dit het die mense mooi aan die praat gehad, want almal is net daar om uit te kyk vir die regte fancy robot so goed en hier kom hierdie enetjie verby gestaan. Is it a robot? Yeah. But I think now, and I think it's a really good point to try and make, is that we live in this world that is so rapidly advancing in terms of technology en alles gebeur so vinnig dat daar nou so 'n fyn lyn is tussen wat is eintlik iets wat raar gebeur en wat is iets wat in die AI wêreld gebeur nou. Ek weet nie ek weet nie of ek dit dalk verkeerd sê nie, maar daar's nou 'n nuwe weergawe van hierdie Nano Banana software. It's an AI software program. En hulle het gewys wat is die vordering tussen, dit is 'n foto van 'n jong girl wat in 'n restaurant sit. Wat is die vordering tussen die vroeër weergawe van hierdie Nano Banana en waar hy nou is? And it looks like a human. Dit lyk soos 'n foto van 'n meisie wat in 'n restaurant sit. You would really have to know what to look for to know that that's AI. En dit is vir my bietjie skrikwekkend, né? Ja. Ek dink om terug te kom by die storie, dit is nou seker waar mens en kunsmatige intelligensie mekaar ontmoet. Ja. Maar ek dink dit maak 'n mens skrikkerig, want ek dink ook weer eens wanneer 'n mens dink aan sosiale media, deel 'n mens baie maklik sommige van die video's en so voorts, omdat jy nie noodwendig weet of dit reg is en of dit kunsmatige intelligensie is nie. Ja. Wel, ons is reg en ons is op ons tweede laaste program van Goeiemorgen, Good Morning van die jaar. Die regstreekse program met my mede-robotte, Miss Data, Elsa en Mr. Data, Pieter. Ons het 'n wonderlike show nog op pad vir die res van die program. So maak seker jy bly ingeskakel. Ek gesels met een van die stigters van die Callis Foundation. Arnold gaan kuier by 'n Live Golf geleentheid en van Koet en Vrede is hier om ons meer oor 'n nuwe liedjie te vertel. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug.